Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik welkom by ons volgende opname. Ek hoop julle het ook uitgesien na hierdie opnames wat ons uitsien en al lekker voorberei het vir die geleentheid om lekker deeglik daaroor te kan gesels in die kort tydjie wat ons het. Ja, en Daniel is hier saam met my en ons gaan weer lekker gesels oor God die Vader, dat hy 'n onderhouer is en regeerder. So ja, hartlik welkom by hierdie episode. Hartlik welkom Daniel. Baie dankie Jacques. Groot voorreg om hier so weer te wees vandag. Ja, as ons dink aan God die Vader as onderhouer en regeerder van dit wat hy gemaak het, dan moet ons, die vorige episode het ons gesien, of uitsending het ons gesien dat hy die skepper is. En nou sien ons dat hy alles wat hy geskep het, onderhou hy en hou hy in stand. En dis baie belangrike ding. Ek dink die vorige opname ook daarna verwys dat God nie maar net oorlosiemaker is en dat hy nou die skepping gevorm het, alles gemaak het en nou tree hy terug en hy laat die skepping oor aan homself en aan sy eie toedoen nie. Hy sit nie nou net terug en kyk wat gaan gebeur en hy is nog steeds betrokke elke dag by sy skepping, by dit wat hy gemaak het, by die mens, by ons mense en ons doen en late. Maar dan veral ook by die skepping en die natuur en by die heelal wat hy gemaak het. En die troos wat ons hieruit kry en uit die woord uit kry as onderhouer en regeerder, is dat hy sorg vir sy skepping en dat hy nooit sy skepping sal verlaat en alleen laat nie. Die troos wat ons ook daar kry uit Jesaja 43 wat sê, ek sal jou nooit alleen laat nie, volk Israel, ook sy skepping, hy sal nooit die skepping aan sy eie toedoen oorgee nie. Hy is nog elke dag betrokke, hy kyk vir die skepping, hy regeer en hy bestuur alles wat daar is. So dit is maar net kort wat ek wil noem daaroor. Ja, en die mooi, as mens nou praat van hy is die onderhouer en regeerder, dan moet ons besef dat wanneer ons dan praat van onderhouer, net so 'n bietjie daarop ingrawe, dan beteken dit, hy maak seker dat dag en nag nog steeds plaasvind, dat die aarde nog steeds in sy wentelbaan draai, dat daar nog steeds reën val, dat ons op die einde van die dag kan sien elke dag hoe die Here vir ons lewe gee. Ons is getuienis daarvan dat die Here ons laat opstaan en dat hy ons gesondheid gegee, dat hy vir ons kos gee, dat hy vir ons ryklik versorg dat om te seker maak dat die hele skepping voortgaan. 'n pragtige beeld daarachter, dink ek nou aan is Matteus 6 waar die Here sê, maar kyk na Matteus 6 van vers 25, dan sê hy, maar kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skuur by mekaar nie, julle hemelse Vader versorg vir hulle. En dan sê hy, maar kyk na die veldlelies, kyk hulle pragt, dit is selfs mooier pragt as wat Salomo gehad het, en daai pragt kom van die Here af. En nou Salomo het baie goud gehad, hy het baie besittings gehad, so hy kon vir hom die beste klere aanskaf, en die Here sê, maar selfs die lelies het meer pragt gehad as die klere wat Salomo kon koop. So dis nog iets besonders. En dan praat hy van die gras vandag daar is en môre verbrand word, as die Here het so versier en so mooi daarna kyk, gras wat eintlik maar goeders is waar ons op loop, dan moet ons eintlik besef dat sonder God se hand daarin betrokke, sou niks voortbestaan nie. En dieselfde te sien by ons ook. Ek dink ons leef in 'n tyd waar mense so van selfsprekend praat van ons sal môre ontvang, of ons praat oor die einde van jaar se beplanning, of ons kyk om te gaan vakansie in Desember of wat ook al, en die skrikwekkendste daarachter is, mense besef nie, as die Here se wil is, sy vakansie gehou. As nie sy wil is nie, gaan jy vakansie hou nie. As nie die Here se wil is, die môre opstaan nie, dan sal jy dit nie ontvang nie. En daarom praat ons baie van
as die Here se wil is, nie as my eie wil is nie. En dit is mooi die feit van wat ons nou ook in die vorige opnames genoem het, dat ons afhanklik is van die Here, dat ons nie op onsself kan staat maak nie, dat ons selfs kan besef dat ons bekommerdheid gaan geen tyd by ons lewens voeg nie. So ons kan hoe bekommerd wees oor ons lewens en hoe bekommerd wees oor hoe ons onsself wil versorg oor kos en klere en dit wat ons moet aantrek, maar die Here sê, wat baat het julle as julle nie op jy vandag op pad my stap nie, as julle nie op jy vandag in die Here vertrou nie. En so die feit dat die Here die onderhouer en die regeerder is, wek het soveel meer vertroue in ons hart, want ons weet in alle omstandighede is hy nog steeds in beheer, en kan ons ook met vrymoedigheid dan bid uit Matteus 6, laat u wil geskied, en laat u koninkryk kom. Ja, dit is my kant af. Definitief, ja. Ja, ek dink maar net aan die afgeleë lande, jy weet waar aan ons nie eens dink nie, eilande of reënwoude, dinge wat buite ons verwysingsraamwerk is, plekke wat geen mens nog ooit ontdek het nie. Daar is God teenwoordig en sy voorsienigheid of sy onderhouding egter. Is hy betrokke daar. Hy laat dit ook daar reën, selfs al bly daar geen mense nie. Hy laat dit ook daar 'n droogte ervaar. So dis die pragt van dit alles. As ons kyk na Psalm 104 weer, ons het laas ook daarna verwys, maar weer, dis maar die groot Psalm oor die skepping. Ek wil graag Psalm 104 vers 29 net voorlees. Maar as u terugtrek, is dit klaar met hulle. As u hulle asem wegneem, is hulle dood en hulle word weer stof. So ek al fyn het hierdie vers ook gesien dat as God sy gees terugtrek of wegvat van dit wat hy geskep het, dan verdwyn alles, dan is alles tot niet wat hy gemaak het. So as God daar is, as hy dan is alles in plek, nee, dan is daar harmonie in die skepping, maar as die oomblik as God homself onttrek, is hy gee alles net nie weg. Ja, ek dink nou spesifiek ook aan Habakuk, wat so mooi vertrou in die Here gehad het, dat die Here in beheer is, dat hy selfs daar in Habakuk 3 in sy gebed, dan sing hy daar, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, die beeskraal sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy laat my loop waar by die voete van, soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ja, dit getuig net van te midde van droogte, te midde van tye waar mens nie reën het nie, en waar jy diere moet sien doodgaan, en van droogte en van hongersnood, want ons nie ook die voedsel om die diere te gee en water om die diere te gee nie. Gee die Here vir ons die troos dat selfs te midde van daardie omstandighede is hy in beheer en sal hy uitkoms gee. En nou sien ons dit in ons land waar dit nou weer wonderlik reën. Ons kort nog so 'n bietjie daar in die suide nog baie reën, maar ons vertrou dat die Here op sy tyd sal sorg. Maar dit is daai wonderlike vertroue wat ons in die Here het as onderhouer en regeerder, dat ons weet dat ons hom kan vra om in te tree, om hom te kan vra om veranderinge te bring, veral wat ons natuur en ons skepping aanbetref. Want ja, selfs die manier hoe hy met Israel op pad gestap het, die feit dat hy die see oopgekloof het, die feit dat hy vir hulle manna en kwartels uit die hemel laat val het, getuig van hoe die Here in die Ou Testament selfs vir sy eie volk Israel versorg het. En as ek weer terug kan kom na Matteus 6 toe, dan staan daar, maar hoeveel te meer sorg die Here nie vir julle nie, julle klein gelowig is. Baie kere is ons klein gelowig oor die feit dat die Here ons skepper en ons onderhouer is, dat hy sal sorg. Ons betwyfel dit, maar ons hoef nie daarin te betwyfel nie, want hy is die koning oor alle konings, oor alle lande, oor alle regeerders. Nee. Dis wat ons praat van sy regering. Sy regering gaan juist daaroor dat niemand daai regering het wat God het nie. Niemand het daai koningskap wat God het nie.
En dit bring ons net weer op ons knie om te bely, maar dis u koninkryk. Dis u land. Dis u wêreld. Ek behoort aan u. Ek is 'n besitting van u. Ek weet baie mense hou nie daarvan as mense dit sê nie, maar jy is 'n besitting van die Here, want alles wat jy het kom van die Here af. En dit bring mense dan by 'n mooi diepere besef dat maar hy as selfs ek aan die Here behoort, wie is ek dan om te kla as die Here sê maar okay, hy vat goeders weg wat hy volgens sy wil so bestem, dan is dit om soos die boere maar te maak, ons knie te buig en te bid, in afhanklikheid, te vertrou in die Here. En ek dink dit is wat ons as gelowiges so groot voorreg gee. Ongelowiges het nou 'n voorreg nie, want hulle kan nie na die Here toe kom en van sê maar u is die onderhouer, regeerder nie, hulle glo glad nie in hom nie. So hulle het nie troos daarin dat daar iemand 'n hoër hand betrokke is in hulle eie lewe, maar ook in hulle samelewing. En ek dink dis wat ons dan die vreugde gee, ons glo in God wat waarlik alles onderhou en regeer. Ons sien dit in die skepping self te sien. Natuurlik wil ek ook net daarby sê, Romeine 13 maak dit ook so mooi duidelik, as ons nou praat oor regering, dat alle gesag van die Here afkom. En al die selfs dit wat ons rondom ons sien in die regering, al is die mense korrup ensovoorts, moet ons nog steeds gehoor gee aan daai gesag, want die gesag soos daar ook hoor in Romeine 13 deur Paulus staan, dat dit kom van die Here af. En sodra ons dan opstand kom teenoor dit, dan kom ons ten opstand teenoor die Here op die einde van die dag. En daarom moet mens self deurlopend herinner om nederig en afhanklik te bly te midde van onreg, te midde van al die teenstand wat mense kry. Maar nou, Daniel, ek dink 'n moeilike vraag wat baie mense vra, en ek dink nou daaraan, is wat sal die antwoord dan wees as daar tsunamies en oorstromings gebeur, wat nou ons weet nou 'n hele paar plekke in die wêreld gebeur, oorstromings gebeur en waar is die onderhouding en die regering van die Here as dit nou kom by oorloë ensovoorts? Hoe moet ons dan daai verstaan in die konteks van die feit dat God alles onderhou en regeer? Definitief. Jy was baie opinies seker oor die natuurrampe en oor oorloë en dis meer, maar ek dink dit sluit alles aan by God wat die eienaar is van alles, nee, die skepper is en die onderhouer en regeerder. So wanneer hy dan iets soos 'n natuurramp bring, dan het hy 'n doel daarmee. Hy het altyd 'n doel daarmee, en ek dink ons gaan dit ook met ons volgende opname baie diep bespreek oor sy voorsienigheid, dat hy het 'n doel met sê maar beproewings of met versoekings, of wat nie versoekings nie, maar beproewings of moeilike tye in jou lewe, natuurrampe. Dis nooit verniet wat hy dit doen nie. Is moeilik vir ons om te sê dis noodwendige straf of wat ook al sy rede is, maar die feit dat hy dit doen en dat hy dit met 'n rede doen, dit is ongetwyfeld verseker. Ja. Nee, ons sal dan gerus met die volgende episode oor die voorsienigheid van die Here gerus lekker lank daaroor gesels. Maar nog ietsie van jou kant af, Daniel, voordat ons gaan totsiens sê. Ja, ek dink maar net ek dink ons het dit op gespreek, maar ons wil so selfvoorsienend wees deesdae, nee, mense sien dit in Suid-Afrika en in Namibië, mense is trots daarop as hulle selfvoorsienend is vir hulle eie huishouding of wat ook al, maar ons moet op God se voorsiening staat maak, nee, en op hom vertrou alleen as onderhouder van die skepping en ook van ons gesinne. Nee, ons kan nie staat maak op menslike dinge soos mediese sorg of menslike mannekrag by jou werk of op voedselvoorsiening. Ek het nou 'n salaris gekry die maand, ek voorsien vir my gesin. Dis God wat jou in staat stel om dit te doen. Vir jou daai werk om vir jou gesin te kan voorsien. Hy gee vir jou die mannekrag vir jou besigheid. So 'n mens moet altyd sy hand raak sien en wegkom van ek het dit voorsien. Ek is die bron van voorsiening. Dis glad nie waar nie. Dis God wat voorsien, God wat onderhou, en dis hy ook wat regeer. Ek dink ook jy het goed gepraat oor die regering. God bly in beheer bo menslike regerings, net
stel koninkryke aankerings aan, maar hy is bo hulle verhef en hy het die finale sê, hy het die laaste sê. Dis net die laaste opmerking van my kant af. Goed. Ek wil ook net by aansluit. Mense hoor dit so mooi in die Psalms, Psalm 127, veral Psalm 128 ook, maar ek wil nou spesifiek fokus op Psalm 127 waar daar staan: As die Here die huis nie bou nie, soek die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs jy vroeg opstaan en laat gaan slaap, moeite bestaan te maak, want vir wie die Here liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. En dit is nogals iets mooi. Dit gaan daaroor dat as die Here nie deel is van jou lewe nie, dan gaan jy op jou eie van dag nie jou huis bou, jy gaan nie jou stad probeer beskerm, jy gaan nie probeer vroeg opstaan om met moeite bestaan te maak, want ja, jy stap nie saam met die Here daai pad nie, waar die Here sê, wel, hy gee dit aan mense sonder hulle eers daarvoor gewerk het, nee, en dit is soms iets mooi, hy is tot meer in staat, as jy met hom op pad stap, dan het mens daai vreugde. Ek dink ek weer terug aan Matteus 6 waar die Here sê, soek eers die koninkryk van God en die wil van God op, dan sal hy ook vir julle al die ander dinge gee. Nee, dit is nogals iets mooi. Dan gaan mense besef, maar mense kan die Here vertrou vir kos en vir klere en vir gesondheid, en wanneer daar moeilike omstandighede kom, dat die Here ook met jou pad sal stap, nee, dat hy jou sal beskerm. En dan hier is ook nogals mooi, waar hy dan sê, in Psalm 128, waar die Here sê, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en voorspoedig sal jy wees. So jy gaan die vrug van jou arbeid geniet, omdat jy die Here daarin dien. Jy dien nie jouself nie, jy wil nie jouself verheerlik nie. Jy wil die Here met jou gawes en jou huishouding dan dien, en dan vloei al die geseëndheid. Die geseëndheid gaan nie oor, dan gaan jy alles in oorvloed hê, en dit gaan met jy gaan 'n ryk persoon word, en alles gaan net maanskyn en rose gaan nie. Nee, die Here sê dit gaan geseënd wees, want jy stap nou pad meer. Dis wat hy gaan praat van geseënd wees. Dit gaan nie gelukkig wees, want jy vertrou te midde van onreg, te midde van moeilike omstandighede, te midde van reën wat nie kom nie, te midde van al die goeders wat mense baie keer oorlaai en bedruk maak. Vertrou jy alleenlik op die Here, wat die onderhouer en ware regerder, ware koning is van alles. Vertrou jy in hom om met jou stap in die uitkoms te gee. En mag dit dan werklik waar ook so wees. Ja, sterkte en steun vir die week, en sien ons mekaar met 'n volgende geleentheid.